'n skrywer met die naam Merlin Coyle skryf die volgende, en dit het my hart baie diep geraak. As 'n Christen hoop ek kan die soort lewe lei waarvan ander mense sal sê, wat het sy in haar lewe wat ek kort kom? Verseker is dit 'n beter getuienis as enige iets wat ek kan sê. En kom jy agter hoekom dit my hart so diep raak? Wat sien mense in my lewe? Nie wat hoor hulle in my lewe nie, wat sien hulle in my lewe? En hulle besef maar ek het hierdie nodig of ek kom hierdie kort. So die vraag is, wat sien ongelowiges spesifiek in jou lewe en in my lewe? Wat hulle laat sê, ek wil ook so wees. Ek wil ook dit hê. Daar moet 'n begeerte wees wat hulle besef, maar ek mis iets. En ek het sommer net so by myself gesit en dink, ek wil 3 goed uitlig. Iets wat my trek na mense toe, iets wat my motiveer en inspireer, is wanneer iemand positief bly, hulle vertroue in die Here behou, al gaan dit met hulle moeilik, al gaan dit met hulle swaar, al is daar pyn, emosionele pyn in hulle lewe, al is dit 'n slegte, swaar tyd waardeur hulle gaan. Hulle bly positief, hulle hou vas aan die Here, hulle het 'n vertroue in die Here, onwrikbare geloof. Dit trek my nogal aan. Dit is vir my iets wat sê, maar ek wil meer daarvan hê. Ek wil meer daarvan hê in my lewe. 'n Tweede ding wat daarmee saamgaan, is volharding. Om 'n styl bult te kan ophardloop. Dis nou spreekwoordelik die lewenswedloop. 'n Styl bult van die lewenswedloop op te hardloop en aan te hou en aan te hou en aan te hou. Daar is net nooit 'n gedagte van moed opgee of van ek gaan nou geestelik moeg word en uitsak en ek gaan nou sit en ek is nou klaar met die lewe en ek is nou klaar met hierdie uitdaging nie. Nee, volharding. So die eerste een is vertroue en die tweede ding is volharding. En die derde een is die woord vriendelikheid, wat in Engels vertaal word met kindness. Iemand wat doodgewoon vriendelikheid leef, tasbaar leef, wat omgee vir mense, wat uitreik na mense, wat regtig kind dinge doen, vriendelike dinge doen vir mense, gee van hulle self, nood raak sien, swaar raak sien en net goedheid uitdeel. So daar's vir jou 'n uitdaging. Wat is dit wat mense in jou lewe sien en hulle sê ek het dit ook nodig of ek wil meer daarvan hê? Hier vir jou 'n paar voorbeelde. Kyk gerus weer na hierdie videoetjie en kom ons vat hierdie uitdaging en ons gaan leef hierdie goed.